Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan die invloed van die transaksies op die rekenkundige vergelyking. Eienaarsbelang is gelyk aan bates min laste. Dit beteken die bates van die besigheid behoort aan die eienaar, maar die eienaar is ook verantwoordelik vir die laste. Die dubbelinskrywingsbeginsel impliseer dat daar vir elke transaksie 'n dubbele invloed op die elemente van die rekenkundige vergelyking is, sodat hierdie verhouding altyd in balans gehou kan word. Dit impliseer dat ons 'n dubbelinskryving moet voltooi vir elke transaksie waar ons een grootboekrekening sal krediteer en 'n ander rekening sal debiteer. Om seker te maak dat jy die regte rekeninge debiteer en krediteer, kan ons die woord boelie gebruik om dit net makliker te maak. So BI voor die streepie dui vir ons aan dat bates en uitgawes vermeerder aan die debietkant. En na die streepie laste, inkomste en ekwiteit vermeerder aan die kredietkant. Ontvang 'n faktuur vir 1800 van Nel vir goedere op krediet verkoop. Ons het voorraad ontvang. Dit beteken dat ons voorraad sal vermeerder, want ons het goedere gekoop. Ons skuld die geld aan Nel, so krediteure sal vermeerder. Voorraad is 'n bate, ons het meer voorraad, so dit beteken bates vermeerder. Krediteure is 'n las, en ons skuld meer geld, so ons las het vermeerder met 1800. In die algemene grootboek sal ons die voorraadrekening debiteer met 1800, want bates vermeerder aan die debietkant en verminder aan die kredietkant. En ons sal die dubbelinskryving voltooi in die rekening van Nel of krediteure kontrole, laste vermeerder aan die kredietkant en verminder aan die debietkant, so Nel se rekening word gekrediteer om die laste vermeerder. Voorraad, bate vermeerder aan die debietkant en dan het ons meer voorraad. Rekening wat gekrediteer is Nel of krediteure kontrole. Dit vermeerder ons skuld, so ons laste vermeerder met 1800. Reik 'n cheque uit vir 670 om huur te betaal, so die geld in die bank verminder en ons betaal 'n uitgawe. Aangesien die geld uit die bank geneem is, sal die bank verminder. Bank is 'n bate, so ons bate sal verminder. Hier uitgawe maak jou winste minder, so die eienaar gaan minder wins kry, so ekwiteit verminder met 470. Die bankrekening sal gekrediteer word om te wys dat die bate verminder aan die kredietkant, want ons het nou minder geld in die bank. Die huurrekening sal gedebiteer word, want uitgawes vermeerder aan die debietkant en verminder aan die kredietkant. Die huurrekening word gedebiteer, uitgawes word altyd gedebiteer, die bankrekening word gekrediteer om te wys dat ons die geld uit die bank uithaal. Omdat ons die geld in die bank verminder het ons bates verminder. Hier is 'n uitgawe wat winste verminder, so my ekwiteit sal verminder met 670. Reik 'n cheque uit om die elektrisiteit te betaal, 320. So geld is uit die bank gehaal om 'n uitgawe te betaal. Die bank verminder, daarom sal die bates verminder. Water en elektrisiteit is 'n uitgawe, uitgawes maak minste minder, so my ekwiteit verminder. Die bankrekening word gekrediteer om te wys dat die geld in die bank verminder het, en die water en elektrisiteitsrekening word gedebiteer om die uitgawe aan die debietkant te vermeerder. Water en elektrisiteit word gedebiteer, want uitgawes vermeerder altyd aan die debietkant. Die bankrekening word gekrediteer om te wys dat die geld in die bank verminder. Bates word dus minder met die geld wat uitbetaal is en ekwiteit sal verminder want jou winste verminder. Reik 'n cheque vir 200 uit as gedeeltelike betaling van Nel se rekening. Ons betaal dus die krediteer en ons neem geld uit die bank om dit te betaal.
Die geld in die bank verminder, so my bates verminder met R200. Ons skuld minder geld vir die krediteure, so my krediteure verminder, so my laste sal verminder. Die bankrekening word gekrediteer om te wys dat die geld in die bank verminder het met R200. Nel se rekening word gedebiteer om te wys dat hierdie las van R1,800 nou verminder het met R200. Nel se rekening word gedebiteer want laste verminder aan die debietkant en ons wil aandui dat ons laste verminder het omdat ons hom betaal het. Bank word gekrediteer want bates verminder aan die kredietkant en ons het nou minder geld in die bank. Koop goedere op krediet vir R1,700 van ABC winkels. As ons op krediet verkoop, haal ons nie geld uit die bank uit nie, ons skuld die geld vir ABC winkels, so ons krediteure sal vermeerder. Die krediteure vermeerder met R1,700, want ons skuld nou meer geld vir hulle, dit beteken my laste vermeerder. Ons het voorraad aangekoop, so ons het meer voorraad, so my bates vermeerder met R1,700. In die algemene grootboek sal my voorraadrekening wat 'n bate is, vermeerder aan die debietkant om aan te dui dat ons meer voorraad het. ABC winkels wat 'n krediteer is, se rekening sal gekrediteer word, want laste vermeerder aan die kredietkant en verminder aan die debietkant. Die voorraadrekening word gedebiteer om bates te vermeerder. ABC winkels en krediteure kontrole word gekrediteer om die laste te vermeerder. Ontvang 'n kredietnota van ABC winkels vir goedere teruggestuur. In nota 5 het ons goed gekoop op skuld by ABC winkels en die laste meer gemaak. Nou stuur ons goed aan hulle terug, so hulle gee vir ons 'n kredietnota as bewys dat hulle die goed sal terugneem en ons gaan nou hulle rekening moet verminder met die R280. So my laste gaan verminder met R280, want ons skuld nou vir hulle minder geld en my bates gaan verminder want ek het nou minder voorraad. In die algemene grootboek sal ons aandui dat voorraad wat 'n bate is, verminder aan die kredietkant, want ons het voorraad teruggestuur, so ons het nou minder voorraad. ABC winkels verminder aan die debietkant, omdat ons nou vir hulle minder geld skuld. Ons verkoop goedere vir kontant R1,600. Dit beteken dat ons 'n dubbelinskryfing moet voltooi vir die verkoopsprys, en dan word die kosprys aangedui as R1,200, so addisionele dubbelinskryfing sal vir die R1,200 voltooi moet word. Wanneer goed kontant of op krediet verkoop word, word daar altyd 2 dubbelinskryfings voltooi. So die een vir verkoopsprys sal ons aandui dat ons die bank vermeerder, want ons het kontant verkoop, so die geld in die bank vermeerder. Ons gaan eienaarsbelang vermeerder, want verkope vermeerder wins. Die voorraad is verkoop, so nou het ons minder voorraad. Voorraad word altyd getoon teen kosprys, so my voorraad verminder met R1,200 en koste van verkope is my uitgawe wat my winste verminder met R1,200. Die bankrekening sal gedebiteer word met R1,600, die totale bedrag wat ontvang is vir kontant verkope, en die verkoperekening sal gekrediteer word met R1,600, want inkomste vermeerder aan die kredietkant en verminder aan die debietkant. Die voorraadrekening word gekrediteer met R1,200 om die bate te verminder aan die kredietkant, en koste van verkope word gedebiteer met die kosprys om aan te dui wat is die uitgawe om die goed te kan verkoop. Uitgawes vermeerder aan die debietkant en verminder aan die kredietkant.
Wanneer ons goed verkoop, sal ons altyd 'n dubbelinskryfing voltooi, so 'n dubbelinskryfing teen verkoopsprys en 'n dubbelinskryfing teen kosprys. Die bank het vermeerder met die geld wat ontvang is, so ons bates het vermeerder met 1600. Verkope is 'n inkomste sal vermeerder met 1600 wat die ekwiteit sal vermeerder. Koste van verkope is 'n uitgawe wat vermeerder aan die debietkant. Uitgawes maak winste minder, so my ekwiteit sal verminder met 1200. Die voorraad het verminder omdat ons dit verkoop het, so my bates verminder met 1200. Verkoop goedere op krediet aan B. Lou. As ons goed op skuld verkoop, sal ons 'n dubbelinskryfing teen verkoopsprys voltooi en ons sal 'n dubbelinskryfing teen kosprys voltooi. Ons gaan dus die debiteure vermeerder met 540. My bates vermeerder dus met 540. Verkope is 'n inkomste wat wins vermeerder, so my ekwiteit vermeerder met 540. Die voorraad het verminder met die kosprys, omdat ons dit verkoop het, so my bates verminder met 405. Koste van verkope is 'n uitgawe wat wins verminder, so ekwiteit verminder met 405. Verkope vermeerder aan die kredietkant met 540. B. Lou wat 'n debiteur is, vermeerder aan die debietkant met 540, want bates vermeerder aan die debietkant en verminder aan die kredietkant. Die koste van verkope sal vermeerder aan die debietkant met die 405 om te wys dat die uitgawe van die goed wat verkoop is vermeerder het en voorraad sal verminder met 405 omdat die voorraad verkoop is. Aangesien ons goed verkoop, sal ons 'n dubbelinskryfing voltooi teen verkoopsprys en ons sal 'n dubbelinskryfing voltooi teen kosprys. Aangesien ons dit op skuld verkoop het, sal B. Lou of debiteure kontrole gedebiteer word, want die bates vermeerder met die 540. Verkope is 'n inkomste vermeerder aan die kredietkant, maak winste meer, so ekwiteit sal vermeerder met 540. Ons het die voorraad verminder met die kosprys, so my bates verminder met 1200. Koste van verkope uitgawe vermeerder aan die debietkant en koste van verkope sal die winste verminder, so my ekwiteit verminder met 1200. Reik 'n kredietnota aan B. Lou uit vir 120. Dit beteken ons gaan sy rekening verminder, want hy het goedere teruggestuur of daar was 'n fout op die faktuur. Een of ander rede hoekom jy vir hom afslag gee, omdat sy rekening verminder, kry hy 'n kredietnota, want ons wil sy rekening aan die kredietkant verminder. Toe ons die goed verkoop het, het ons 2 dubbelinskryfings voltooi. Een teen verkoopsprys en 'n ander dubbelinskryfing teen kosprys. As 'n debiteur goedere terugstuur, word daar weer 2 dubbelinskryfings voltooi. Een teen die verkoopsprys en 'n dubbelinskryfing vir die kosprys. So my debiteure verminder, want hulle stuur goedere terug, so dit beteken my bates verminder. Debiteure afslag sal die oorspronklike inskrywing wat ons voltooi het verkope verminder, so dit beteken ek gaan minder wins maak, want nou is hierdie goed nie meer verkoop nie en maak ek nie meer 'n wins daarop nie. Die kosprys van die goed wat teruggekom het is R90, so dit beteken my voorraad vermeerder nou met R90, so my bates word meer met 90. Omdat ons die koste van verkope wat ons oorspronklik gedoen het nou gaan kanselleer, beteken dit dat koste van verkope uitgawe verminder en as 'n uitgawe verminder word my winste meer, so my ekwiteit sal vermeerder. In die algemene grootboek sal ons aandui dat B. Lou wat 'n debiteur is, verminder aan die kredietkant met die R120, want die bates vermeerder aan die debietkant
en ons sal debiteer 'n afslagrekening debiteer om die oorspronklike verkope te verminder met die 120. Dan sal ons aandui dat die voorraad vermeerder omdat hierdie goed teruggekom het en dat ons koste van verkope sal verminder met die 120, want nou is die goed nie verkoop nie. 'n Dubbelinskryving word dus voltooi vir debiteerde afslag teen verkoopsprys en teen kosprys. So dit wat ons in nommer 8 gedoen het, moet nou gekanselleer word en ons gaan die teenoorgestelde moet voltooi wat ons in nommer 8 gedoen het. Verkope sal verminder word deur middel van debiteerde afslag. So dit beteken my winste sal minder word, want nou gaan ons nie meer die inkomste en die wins uit hierdie verkope kry nie. B. Lou sal verminder, want hy skuld vir ons minder geld, so my bates verminder met 120. Voorraad wat ons oorspronklik verkoop het, kom nou terug, so voorraad word gedebiteer en voorraad vermeerder met R90 en die koste van verkope moet nou gekanselleer word en omdat koste van verkope kanselleer, sal die inkomstes vermeerder en sal ons 'n groter wins maak van 90. Reik 'n cheque uit om meubels kontant te koop, 990. Meubels sal dus vermeerder wat 'n bate is. Ons haal die geld uit die bank uit, so ons bates gaan ook verminder. Dit beteken dat ons een bate omskep het in 'n ander bate. Die bankrekening sal gekrediteer word om die geld in die bank te verminder en die meubelrekening sal gedebiteer word om te wys dat bates vermeerder aan die debietkant en verminder aan die kredietkant. Meubels wat 'n bate is vermeerder dus en bank wat ook 'n bate is verminder omdat ons nie meer die geld in die bank het nie. Wat het ons geleer? Die rekenkundige vergelyking is bates is gelyk aan ekwiteit plus laste. Bates en uitgawes vermeerder aan die debietkant, laste, inkomste en ekwiteit vermeerder aan die kredietkant en vir elke inskrywing wat voltooi word, moet daar 'n dubbelinskryving wees. Dit beteken een rekening moet gedebiteer word en 'n ander rekening moet gekrediteer word.